Goeiemôre almal. Welkom vanoggend hierso. So nou saam wees net 'n paar afkondigings. Vra voorbidding vir Kobus Stemmet. Hy herstel na 'n breekoperasie. En dan herinner ons net aan die wedloop wat se organisasie nou begin het vir hierdie jaar. En as jy kan help met Coke, asseblief kontak vir Ampie of Adel. Dan het ons tienerbegeleiding woensdagmiddag 3:15 by die pastorie. En manne aand, woensdag aand, 18:30 by Robert op die plaas. Herdersaambid, donderdagoggend 7:15 hier in die konsistorie en ons middagteetydstudie donderdagmiddag 3:00 by die pastorie. Sy gaan vandag besig wees. Ek sien sy is reg. Nee, dis goed. Ja, ek stem saam, sis. Wanneer ons rustig word, dan word ons voor die Here rustig in afhanklikheid. En ons verwoord ons afhanklikheid vanoggend met ons openlike verklaring. En ons doen dit aan die hand van Psalm 66, vers 1 tot 5. Mag hierdie ook die gebed van jou hart wees. Juig tot eer van God, almal op aarde. Sing, roem sy naam, gee hom die eer wat hom toekom. Bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werk. Die mag is groot. Kom hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Wanneer ons so in afhanklikheid voor hom rustig word, mag ons dan ook hoor en beleef as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid saam, deur saam te sing van lied 155, vers 1, 2 en 3, en daarna kan jy plekke inneem as jy stil staan by ons belydenis. Wanneer ons stilstaan by ons belydenis met die oog op die prediking, dan staan ons stil by Sondag 9, waar ons praat oor die voorsienigheid van God en die werklikheid dat God alles deur sy voorsienigheid onderhou. Maar voor dit maak ons net vas, God hou lewe en dood by mekaar, lig en donker by mekaar as jy wil, terwille van 'n verhouding met hom. En hierdie gedagte is regtig belangrik, veral as ons stilstaan by Job en Psalm 139. Wanneer ons praat oor God se groot mag, oor sy ontzagwekkendheid, en dan veral die feit dat hy alles by mekaar hou, is dit een van die goeders wat vir ons onseker is, onduidelik is. Hoekom kies die Here om dit so te doen? Hoekom kies hy om lewe en dood by mekaar te hou? Lig en donker. Want is daardie werklikheid wat maak dat ons uiteindelik die goeie en die sleg so innig kan beleef, dat daar regtig goeie dae in ons lewe is en dan
partykeer net daar wat, dit maak net geen sin nie. En daar waar ons regtig stoei oor die goedheid van God. En dit is regtig belangrik dat ons hierdie ter harte sal neem. Die naaste antwoord wat ons kry is, God doen dit ter wille van 'n verhouding. Maar selfs daardie antwoord is 'n bietjie onbevredigend, want as die Here die Almagtige is en goed is, hoekom laat hy toe? Hoekom kan hy nie maar net alles in een oomblik reggemaak het nie? Alwyn Placenta is 'n Kanadese filosoof, en hy sê die groot ding as ons hieroor stoei, is om dit te verstaan. Net omdat ek nie kan dink aan 'n goeie rede nie, beteken nie daar is nie 'n goeie rede nie. Nou ons kan hieroor spekuleer vir baie lank, maar die kort en die lank is, dat ons lewe gaan aan in hierdie wêreld, wat hierdie vermenging van goed en sleg is. En daarom moet ons uiteindelik 'n lewe kan maak te midde hiervan. En daarin is ons anker dat God ons Vader is. As jy by 'n plek in jou lewe kom waar jy nie meer kan vertrou dat God goed is nie, is jy in diep moeilikheid. Daarom is die Sondag 9 vir ons regtig kosbaar. Wanneer ons die vraag vra, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En dan sê ons, dit is die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels, asof met sy hand nog onderhou, en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Nou as jy nie dank en diep hieroor dink nie, dan is dit, okay, dit klink mooi, maar dit is nogal regtig ontstellend, dat ook die slegte dinge my uit sy Vaderhand kan toekom. Nou vra ons in vraag 28, wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan antwoord ons, die troos, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Aan die een kant 'n groot troos, veilig in sy hande, maar aan die ander kant ook ontstellend. Alle skepsels is in sy hande. Hoekom dan die onheil? En dit is die vraag waarmee Job gestoei het. So wanneer ons hierdie waarheid voor oë hou, dan verstaan ons hiermee, dis 'n groot troos, maar dis ook ontstellend. En hierin is ons dan, soos wat Jeremia sê, bal klei in die hande van die pottebakker. So kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here deur saam te sing van lied 286. Doen slegs U wil, Heer, en daarna gaan ek vir ons in gebed voor. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, die pottebakker, met my die klei, vorm my en maak my, net soos U wil, op U slechts waag ek, nederig en stil. Doen slechts U wil, Heer, U wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ly, verder as nie
maak van my hart om Heiland u troon, tot elkeen Christus in my sien word, tot elkeen Christus in my sien word. Vader, as ons voor U rustig word, dan word ons in vertroue rustig. Oortuig van die waarheid dat U ons Vader is, 'n goeie God en hemelse Vader. Maar ons kom ook na U toe met die onsekerheid van ons harte, as ons gekonfronteer word met die gebrokenheid van die lewe in hierdie wêreld. Die stikkend van die wêreld, as ons luister na die internasionale nuus, maar ook hier plaaslik, in ons eie land, en in ons eie dorp, as ons dink aan die gebrokenheid van ons eie lewens, die onheil wat ons baie keer te beurt val, dan is dit in ons saamwees vir ons belangrik om ook ons eie onrus teenoor U te verwoord. Dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat soos Dawid verwoord, U ons ken, dat U ons gedagtes ken, dat daar niks is wat ons vir U kan wegsteek nie, en dat U ons steeds nader trek. Mag ons die wonder hiervan in hierdie oomblikke beleef. Mag die wonder van U teenwoordigheid en van U hier wees, van U besig wees met elkeen van ons, mag dit vir ons 'n anker wees in hierdie lewe, in hierdie tyd. Mag dit ons inspireer en motiveer vir ons lewe en diens in hierdie wêreld, te midde van die onsekerheid wat voor ons lê. En as ons met tye wankel en twyfel, pleit ons Vader, maak ons bewus van die leiding en werking van die Gees, dat ons mag hoor wanneer U nader kom en by ons staan, en dat ons mag sien dat U regeer, ook binne die gebrokenheid van hierdie stikkende wêreld. Daarin pleit ons Vader, open ons oë om U raak te sien binne in hierdie omstandighede, sodat ons met vertroue die pad saam met U kan stap, seker van U teenwoordigheid, en daarin dat U alles ten goeie sal laat meewerk. Seën ons hierin, as ons dit bid, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het voor die vakansie begin met 3 preke wat ons bietjie gaan stilstaan by die onsekerheid van die wêreld. So byt vas, hierdie preke gaan nou nie strikkies om hê nie, want ons praat oor die onsekerheid en dit is maar 'n bietjie ontstellend. So ons gaan vandag, as julle op die groep gekyk het, gaan ons net gou eers by 2 sketse stilstaan voor ons by Job kan uitkom. Albei van hierdie is belangrik vir ons. Johanay, daar die eerste skets net, dis die skets wat ons op die groep het, met die verduideliking by. Alles, as 'n gat in ons verstaan van die waarheid. En is regtig belangrik as ons gaan luister na Job en veral sy stoei met die onsekerheid. Daar is 'n gat in die verstaan van ons verstaan van die waarheid. Ons ken nie alles nie. En in die katekismes verwoord ons dit mooi, dat alles wat ons nodig het vir lewe en vir verlossing is aan ons geopenbaar. Maar alles is nie aan ons geopenbaar nie. Daar is goeders wat ons gewoon net nie weet nie. Ons verstaan nie noodwendig nie. Nou is daar die probleem dat hierdie onsekerheid kan ons lam lê. So die onbekende wat altyd daar is, daardie gat in die legkaart as jy wil, is dit wat uiteindelik geloof noodsaaklik maak. Wat maak dat jy met vertroue moet doen. Want jy gaan nie noodwendig 'n waarborg hê dat alles gaan uitwerk nie. Nou daardie onsekerheid gaan nie net oor dit wat ons weet van God en van onsself en van die wêreld nie, dit gaan ook oor môre, soos wat ons daar die eerste preek by Josef stilgestaan het. Ons weet nie wat môre gaan bring nie. Josef wat op 17 verkoop word, op 30 voor die koning staan, dan is daar 7 voor die farao staan, dan is daar 7 jaar van goeie jare, so hy's 37 wanneer die hongersnood begin, en dan vat dit so 'n paar jaar, 3-4 jaar voordat Jakob eers sy ander seun stuur, en dan vat dit so rukkie voordat Jakob dood is.
En aan die einde gaan Josef hierdie baie mooi getuienis maak, waarby ons stil gestaan het, julle wou sleg doen, maar God wou goed doen. Dis 'n goeie 40, 45 jaar af van die pad, voordat hy kan sien hoe God se plan ontknoop het. Daardie onsekerheid wat in ons toekoms lê, noodsaak vertroue, geloof met ander woorde. Maar daardie onsekerheid kan ons lam lê, en dit word vir baie die verskoning om niks te doen nie. En dis die werklikheid waar binne ons vandag lewe. Ons leef in 'n wêreld waar daar 'n klomp mense is wat sê, daar is nie 'n God nie, want ons verstaan nie. En dit loop na twee kante toe skeef. Die ouens kyk na die legkaart, na dit wat ons wel weet, en hulle sê, wel, as ek na die legkaart kyk, en ek sien die reëlmaat van al hierdie dinge, dan lei ek af, dat daar nie 'n God is in hierdie gat nie. En die rede daarvoor is, daar is 'n gat. Al die goeders is nie geopenbaar nie, so dan kan daar nie 'n God wees nie. My verstaan is die som. Wat ek weet, dit is alles wat daar geweet kan word. Dit is 'n slegte plek om te wees. Nou Psalm 14 praat al hieroor, praat oor die dwaas wat sê daar is nie 'n God nie, en dan sê hy wat hulle doen is 'n gruwel voor die Here, want hulle vernietig alles. Dis die ou wat uiteindelik by 'n plek kom waar hy nie in 'n goeie God kan glo nie, en sê daar is nie 'n God nie, wat alles vernietig. Want as daar nie 'n goeie God is nie, dan is ons hele situasie wanhoopig. Want wat is die punt? Hoekom gaan jy probeer? En dis die som wat ons in ons lewe en wêreld, in die westerse wêreld veral sien uitspeel op hierdie stadium. Is 'n stukkie nihilisme. Daar's niks. En dis besig om baie slegte vrugte in ons tyd af te werk. Hierteenoor kom daar die gelowige, die regverdige wat sê daar is 'n God, wat na die skepping kyk en na die woord van God kyk en sê groot is God. Wat in die skepingsopenbaring en in die skrifopenbaring hierdie parallelle sien van 'n goeie God wat besig is om lewe in hierdie wêreld te ontplooi. En daarom is dit vir ons belangrik in hierdie tyd, dat ons by 'n plek gaan moet kom, waar ons as gelowiges 'n bietjie met hierdie goeders moet stoei. Want in die wêreld stoei mense hiermee. Kinders stoei hiermee. Nou ons kom uit 'n bedeling uit, waar jy nie getwyfel het nie. Dit was op oorgefrons. Jy moes nie te veel vrae oor God gehad het nie. Maar ons leef vandag in 'n wêreld waar mense geldige vrae het. En ons moet daai vrae kan antwoord. Nou is dit belangrik om vir ons te verstaan, dat ook ons word geaffekteer deur hierdie gat in die verstaan. Dat ons goeders loop skeef, verseker, as ons na die gat kyk en sê, okay, omdat daar 'n gat in my verstaan is, omdat ek nie alles weet nie, daarom is daar nie 'n God nie. Dis ooglopend nie verstandig nie. Maar wat in die kerk baie keer gebeur is, dat ons na daardie gat in die verstaan kyk, dan staan ons terug, en dan gryp ons die stukkie van die legkaart wat ons het vas. En dan sê ons, right, hier's my stukkie. En nou begin ek beklei met mense wat 'n ander deel van die legkaart het. Dis die geveg wat ons tans tussen die kerke het, baie keer. En hierdie is regtig belangrik. As jy nou na daardie sketsie kyk, nou het jy 'n stukkie van die legkaart, groen heuwel. En jou getuienis is, die werklikheid is vas en groen en droog. Gaan nie met jou stry nie, jy's reg. Maar ek het nou daai stukkie van die legkaart wat hier onder by die rivier is, en ek sê vir jou man, die werklikheid is vloeibaar en nat. En nou beklei ons daaroor. Dit is dwaas om dit te doen. Daar is 'n stukkie nederigheid wat van ons gevra word wanneer ons praat oor die werklikheid. Maar nou is dit nie so eenvoudig as ons praat oor die gesprek tussen kerke nie, want dit gaan nie hier oor droë grond en nat water nie. Dit gaan oor die karakter van God baie keer. Dit gaan oor hoe ons hom moet dien, en dis dinge wat baie nou en naby in ons harte lê, en ons raak ontsteld as mense met ons verskil daarvan. Maar dit vra 'n stukkie nederigheid voor God, om te kan opstaan en sê, ek het nie alles nie, ek verstaan nie alles nie, maar ek is bereid om die pad saam met die Here en sy mense te stap, selfs al is hulle in ander kerke. Die tweede manier waarop hierdie ding ons byt, die onsekerheid, die gat in ons verstaan, is wanneer ons begin spekuleer oor die dinge wat ons dink in daardie gat moet wees. So daar op die flitskaart is daar 'n voëlnes in daardie boom. Maar in die helfte wat ons kan sien is daar nie 'n voëlnes nie. Maar die res, ons kan nie sien nie, en daarom kan ons nie weet nie. Maar nou maak ons afleidings daaroor. En dan kom ons naderhand by 'n plek waar ons begin beklei met mekaar oor die afleidings wat ons maak, op grond van dit wat ons nie kan weet nie.
En dis 'n bitter slegte plek om te wees. Nou die kerk trap op 'n besondere manier in hierdie slaggat, veral ons kerk. Die hele Synode 26 ding is deel van hierdie gesprek, dat ons nie duidelikheid goeders kan kry nie, en nou begin ons beklei daaroor en mekaar verdag maak daaroor. En hier is die skrikwekkende ding van wanneer ons by daardie plek kom, is dat die wêreld kyk na ons en skud hulle kop, en waarmee is julle besig? Julle beklei oor goeders wat julle nie weet nie. En daarom is dit belangrik vir ons om 'n bietjie terug te staan en te sê, luister, onsekerheid is deel van die pakkie van gelowige gewees. Om nie alles te hê nie, om nie alles te weet nie, is deel van die lewe as gelowige in hierdie wêreld. Dis hoekom vertroue, geloof in 'n goeie God so belangrik is. So hou hierdie in jou agterkop wanneer ons na Job toe gaan. Die tweede skets waarby ons net vir 'n oomblik moet stil staan, sluit hierby aan. Dit gaan oor die onsekerheid van die wêreld, die chaos van die wêreld. Nou dit gaan vir julle voel asof hierdie goeters staan so 'n bietjie los. Dit kom regtig by mekaar uit. En dit gaan dalk moeilik wees om dit so mooi netjies met 'n strikkie om by mekaar te laat uitkom, maar dit is regtig belangrik. Ons wêreld word gekenmerk deur hierdie twee aksente. In hierdie skets verwoord deur die woud daar buite, dis die chaos, dis die onbekende en dis positief en negatief. Dis die lewe in hierdie wêreld. Daar is die groot onbekende wat môre insluit en die feit dat ons nie alles oor God ken of verstaan nie, dat ons nie eers alles oor onsself ken en verstaan nie, en nog nie ander mense ken en verstaan nie. Die chaos, die onbekende, die werklikheid waarin ons leef, dis die groter werklikheid. Daardie chaos is altyd positief en negatief. So positief, as jy in die woud is, dis waar jy jou kos gaan kry. Negatief, dis waar jy in die beer kan vasloop. En dan is jou doppie geklink. Het gaan nie veel goed wees nie. Nou, omdat ons nie met chaos kan leef nie, omdat ons nie kan funksioneer met die onbekende nie, skep ons strukture. Tegnies is dit wat gebeur wanneer die Here in Genesis 1 vir ons sê, die kultuuropdrag gee en sê, bewoon, beskerm en bewaar. So ons skep strukture, en dit is ook positief en negatief, 'n tent as jy wil. So dis positief, want ek kan daar rus, en jy moet kan rus. Jy kan nie, as jy dink jy kan as mens in hierdie wêreld oorleef, net met die chaos van onsekerheid, jy sal uitbrand, en vinnig uitbrand, ons kan nie. Maar jy kan nie net in die tent bly nie, en dis die negatief. Jou tent kan jou tronk word, en dan sê jy in die moeilikheid, jou gemaklike plek. Want as die beer jou in daai tent vang, is dit verby met jou. Jy gaan nie kan wegkom nie. Die beste plek vir jou is uiteindelik tussen die twee. En daarom die hero en die zero. Die hero, die beskermer, Griekse woord wat verlei na die een wat beskerm, is die een wat wel op die ongemaklike plek leef. Moet jy nooit in die tent wees nie? Jy sal nie kan nie. Jy moet baie tye in die tent wees. En die Here het 'n bepaalde ritme daarvoor. So as jy wil luister na chaos, die konfrontasie met die lewe in die wêreld teenoor 'n rusplek, 1 dag uit 7. 1 tot 7. Daar's 'n goeie verhouding om te verstaan ons verhouding met die chaos en die plek van rus. Die zero is die een wat die hele tyd binne in die tent bly. Want hy wil nie in die onbekende ingaan nie. En daar's 2 T's daar op die tent, dit word sigbaar op 2 maniere, die tiran en die terroris. Die tiran is die een wat sê, ek wil nie daar buite wees nie, dis te onseker, so ek gaan alles binne in hierdie tent, binne in hierdie struktuur, maak om te wees soos ek dit wil hê. En in die ou Suid-Afrika was dit die ding van die ooms, wat sê, hier so die wêreld is en alles beter net so wees. Aan die ander kant kry jy ook die terroris, bly ook binne in die tent, gaan nooit uit nie, maar sê ek hou nie van hierdie struktuur nie, so ek gaan hom van onder af ondermyn. Wat ironies is, as ons praat oor ons kerk, en in besonder oor ons eie kerkgeskiedenis ook, is dat albei hierdie aksente van terroris en tiran kom tot sy reg. Daar's ouens wat gesê het, hier's die struktuur, jy mag glad nie afwyk hiervandaan, en dan het jy die ouens binne in die kerk gekry wat sê, o nee, ons moet hierdie struktuur afbreek. Maar ons stap nie die onbekende wêreld in nie. Ons bly binne in die tent. En die rede hoekom ons binne in die tent bly, is dat dis die leuen wat die duiwel vir ons die meeste van die tyd verkondig. Luister, bly net daar waar jy gemaklik is. Bly net daar waar dit veilig en oukei is. En jy sal oukei wees.
En die werklikheid is dat dit nie so is nie. Die van julle wat nou van fliek hou, daar's nogal heel party films wat hulle maak oor einde van die wêreld omstandighede. En dan sit nou baie mooi, dis baie mooi uitgebeeld en indrukwekkend uitgebeeld. Maar dit skep 'n bietjie 'n vals beeld van wanneer die beer jou in die hande kry. Die eerste ding wat mense moet verstaan is, almal gaan nie noodwendig net dood nie. Jy weet, wanneer die ellende, wanneer daai beer jou inhaal, dan is dit nie noodwendig dat almal onmiddellik dood is nie. Baie mense bly leef en moet deur die chaos leef. Die tweede ding is natuurlik, in die films oorleef al die goeie mense. Nie heeltemal so nie. Goed en sleg oorleef baie keer die beer se aankoms. En dit maak van die lewe na die chaos of in die chaos net soveel slegter plek. En hier is die ding wat ons ter harte moet neem. Ons het nou net voor ons gekom het die water teruggekom daar by ons. Hoe lyk Bethel na 2 maande sonder water? Kom ons sê, die beer vang ons. Water is weg. 2 maande. Hoe lyk dit 2 maande af in die pad? En hier is die ding van wanneer die beer jou gryp, wanneer jy onkant gevang word. Salomo sê, 2 dinge het hy waargeneem in sy lewe. Daar's die luiaard wat niks doen nie en die onverstandige wat uitstel. En albei se lot is dieselfde. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus en dan oorval die ellende jou soos 'n dief in die nag en jy kan niks daaraan doen nie. Daarom is dit vir ons regtig belangrik dat ons ter harte sal neem. Om net in die veilige, gemaklike plek te bly is gevaarlik, is nie verstandig nie. Om die moeilikheid te ignoreer en te dink dit gaan weggaan, is nie verstandig nie. En nou is daar 'n tweede ding wat vir ons belangrik is. As ons praat en ons wil gaan kyk na Job en in besonder na Psalm 139, na Dawid se getuienis. En dis die werklikheid dat die Here van meet af mense roep na die onbekende toe. So daar's 'n vraag wat ons moet antwoord as ons hierdie wil verstaan, en dit is, was daar 'n onbekende voor die sondeval? Was daar goeders wat bedreig het? En die antwoord is ja. Die Here skep 'n tuin, hy lê 'n tuin in die tuin Eden aan en hy laat die mens daar woon en dan sê hy vir die mens, "Right, vul die aarde, bewoon en bewerk dit, daar gaan julle." Daar's 'n groot stuk onsekerheid. En nou is die vraag, hoekom sou die mens kans sien vir daai onsekerheid, vir daardie onbekende, om orde, om lewe, om mooi te maak binne in die onbekende, om die chaos te tem, want hulle verhouding met God is gesond. En dan vind die sondeval plaas, en die eerste ding wat Adam en Eva doen is, hulle maak vir hulle klere van vyeblare en gaan kruip weg. In die donker. Dis hulle gemaklike plek. Verskriklike ongemaklike plek, maar dis vir hulle die gemaklike plek. En die Here vra, waar is jy? Kom uit. Kom uit die tuin uit. Nou daar's 'n rede ook daarvoor, dat hulle nie ewig in daardie sondige toestand sal leef nie, maar hy bring hulle uit die tuin uit. En wanneer hy oorbegin in Abraham, dan roep hy vir Abraham en hy sê, kom uit die tent van jou vader uit, trek na die land toe wat ek vir jou sal wys. En ons gaan daai refrein elke keer sien hierna. Die Here roep elke keer die mense uit hulle gemaklike plek uit. Wanneer ons in die Nuwe Testament, ons gaan dit sien by Abraham, Isak en Jakob, ons gaan dit sien by Moses, ons gaan dit sien by Dawid. Jy hardloop deur, jy gaan dit by die profete sien, en dan kom jy in die Nuwe Testament, Jesus roep die disippels, en dan sê hy vir hulle, kom, los die vissers net, kom, ek sê julle gaan wys. Wat? Jy volg my, jy sal sien, as jy vissers van mense maak, wat beteken dit? En dan wys hy vir hulle. As hy vir Paulus roep, dan sê hy vir Paulus, wat homself beywer het vir die Jode, ek self sal vir jou wys, hoeveel jy moet ly vir my naam, en jy sal my getuie wees aan die heidene, die onbekende in. Ons ontmoet God in die onbekende. En nou is die vraag, hoekom? Want daar is waar daar vertroue nodig is. En ons sien hierdie aangrypend uitspeel in Job se verhaal. Job doen alles reg. Die Here se getuienis oor hom is daar niemand so regverdig soos hy nie. En dan sê die duiwel, dis maar net omdat hy vir hom alles gee wat hy wil, wat hy nodig het. So as hy alles so wegvat, sal hy u vloeken. En dan sê die Here, dis reg, vat alles van hom af weg.
En dan vat hy alles weg. Hy verloor al sy besittings en al sy kinders op een dag. Hy verloor sy gesondheid, hy beland op die ashoop en hy stoei met die Here. En hy stoei in groot opregtheid met die Here. Sy vriende kom sit by hom, hulle bly vir 7 dae lank stil, die verstandigste ding wat hulle gedoen het, en dan begin hulle met hom redeneer, en hulle stoei met hom. En hulle sê vir hom, nee, jy is verkeerd. Iewers het jy sonde gedoen. En Job hou voet by stuk. Ek het reg gelewe. Ek het alles gedoen wat die Here van my gevra het. En in Job se verstaan is daar hierdie kontrak tussen hom en die God, tussen hom en God, en dis hoe die antieke mense dit verstaan het, jy het hierdie kontrak met God, en Job kom uiteindelik en hy sê, die Here het die bal laat val. Ek het alles reg gedoen, as my kinders partytjie gehou het, het ek 'n offer gebring, sodat as hulle miskien iets verkeerd gedoen het, ook dit bygelees. Ek het alles reg gedoen. Die weduwee en die wees het nie by my huis verbygestap nie. As ek in die stadspoorte saam met die raadgewers gaan sit het hulle opgestaan, want ek het goeie raad gegee. Ek het alles reg gedoen. God het verkeerd gedoen. En Elifas hulle beklei met hom hieroor en sê vir hom, dit kan nie wees nie. Jy moes droog gemaak het en daarom het die onheil jou getref, want dit is hoe die lewe werk. En die punt wat ons uiteindelik uit Job uit leer, een van die belangrikste dinge is, nee, die slegte tref goeie mense ook. Daar is nie 'n waarborg in hierdie lewe dat die onheil jou nie kan tref nie. Maak nie saak hoe toegewy jy in jou diens aan die Here is nie. Want in hierdie wêreld hou God lewe en dood by mekaar. Die enigste waarborg wat ons het hierin is dat die Here sê, jy is veilig in my hande. Nou Job vat sy stoei na die Here toe, en dis die belangrike ding wat ons ter harte moet neem. En dan hoor ons, nadat die Here met hom gepraat het, en vir hom verduidelik het, vir hom gesê het, bly jy nou 'n bietjie stil, en dan luister jy, ek gaan vra, en dan antwoord jy my. En gaan lees dit gerus, daar die laaste paar hoofstukke van Job. Die Here spot so bietjie met Job. En hy kom uiteindelik by die vraag wat hy vir hom vra, kan jy 'n krokodil vang, 'n seekoei, ring in die neus sit, en hom vat van hom wil hê? En Job moet sê, nee, hy kan nie. En dis die punt wat die Here maak. As jy nie eers 'n krokodil kan vang nie, wat gaan jy maak met die chaos van die lewe in hierdie wêreld? Wat gaan jy maak met die onsekerheid in hierdie wêreld sonder my? En wat het in Job se lewe skeef geloop? Job het alles reg gedoen soos wat dit vir hom oorgelewer is om te doen, maar hy het uiteindelik nie die Here geken nie. Hy het geweet van die Here, maar hy het nie die Here geken nie. En deel van die rede hoekom hy nie die Here geken het nie, was hy was op 'n gemaklike plek. Hy was 'n welvarende man wat al die regte dinge gedoen het, vroom gelewe het, baie vroom gelewe het, 'n verstandige man wat goeie raad kon gee, na wie mense geluister het, gemaklik. En dan beskik die Here omstandighede, chaos in sy lewe. En in daardie chaos ontmoet hy die Here. En daarom hoor ons, as ons na Job 42 luister, ja, nee, is jy by? Aan die kant toe. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoeling wou dwarsboom, sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat, ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En nou verag ek myself, nou sit ek vol berou in sak en as. Ons sal hierdie weer in Psalm 139 die echo hiervan hoor. Het is belangrik om hier te hoor. Voorheen nie geken op grond van dit wat ander mense sê. En dan vat die Here hom na die ongemaklike toe, na die chaos toe. Tegnies bring die Here dit na hom toe. En binne in daardie chaos, uit die storm, hoor ons in hoofstuk 38, hoor Job die Here. Nadat hy met Job gepraat het, het die Here vir Elifas die Temaniet gesê, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Vat 7 bulle en 7 ramme en gaan na my dienaar Job toe, en offer dit as 'n brandoffer vir julle self. My dienaar Job sal vir julle bid,
en ek sal sy gebed verhoor en julle nie straf vir julle dwaasheid nie. Julle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Hierdie is regtig belangrik. As jy die getuienisse gaan lees, die gesprekke van Elifas en sy vriende, dan gaan jy die echo hoor van wat jy baie keer vandag in die kerke hoor. Leef net reg en alles sal met jou goed gaan, en as iets skeef geloop het, dan is het omdat jy droog gemaak het. Nou sê die Here, julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. En die rede daarvoor is dat onheil, die onsekerheid van chaotiese omstandighede is deel van hierdie pakkie van ons lewe in hierdie wêreld. Dit gebeur, of jy glo of nie glo nie. Jy is veilig op 'n veilige plek, wanneer jy herstel in jou verhouding met God, daardie pad saam met hom kan aanpak. Maar dit beteken nie, dat onheil nie op jou stoep gaan land nie. Dis deel van ons pakkie in hierdie lewe en wêreld. En een van die dinge wat in die kerk begin skeefloop het, is dat ons begin leef het met hierdie sekerhede, hierdie absolute sekerhede, en ek sit dit in aanhalingstekens, jy moet sekerheid hê, daar moet ankers in jou lewe wees. Maar as jou ankers bo verdenking staan, dat jy dit nie mag bevraagteken en mag stoei en worstel daarmee nie, is jy op 'n slegte plek. En in baie kerke, reg oor die spektrum, van tradisioneel na Pinkster charismaties, is dit waar ons baie keer eindig. Jy mag deel word, maar jy mag nie vra nie. Jy mag nie bevraagteken waar ons is nie. En baie keer, as dinge dan skeefloop in jou lewe, is dit omdat jy fout gemaak het. Onheil is deel van ons lewe in hierdie wêreld. En daarom dat die Here hier vir Elifas hulle sê, julle het met dwaasheid gepraat. Julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. En dan hoor ons Elifas die Temaniet, Bildad die Sugeit en Sofar die Naamatit het gedoen wat die Here gesê het, en die Here het Job se gebed verhoor. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander, en hy het 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Ons gaan tot sover luister, dat die laaste vers nie 'n waarborg dat dit nou onmiddellik gaan of dat dit nou met jou gaan goed gaan nie. Wees versigtig daarvoor. So hier is die ding wat ons moet vasmaak, wanneer ons luister na Job. Job lewe in 'n gemaklike omstandighede, weet van die Here, ken nog nie die Here nie. En deur die onheil heen, kom hy by hierdie ontmoeting met God. Toe ons by Josef stilgestaan het, het ons die vraag gevra, wat moet ons, baie keer is daar die goeders wat van buite af kom, wat ons bedreig, die onsekerheid van die toekoms, vir Josef 'n goeie 40 jaar, voordat hy verstaan het waarmee die Here besig is, en daarin moes hy vertrou in die pad stap, en ons sien in sy verhaal, dat hy elke keer gedoen wat hy kan doen. So as ons gekonfronteer word met die onsekerheid van die toekoms, wat maak ons? Ons doen wat ons kan doen, ons bly getrou, want God is getrou. En ons wag, ons doen wat ons kan doen, totdat daar die werklikheid, daar die waarheid ontknoop. Wat maak ons egter, wanneer ons by 'n plek kom, waar ons begin twyfel oor die goedheid van God? Dis Job se verhaal. God maak nie reg nie. En in baie kerke, as jy dit gaan sê, dan gaan die mense sê, jy kan nie so sê nie. Mag jy vra hoekom nie? Jy mag maar vra hoekom. Jy gaan nie noodwendig van die antwoord hou nie. Maar jy mag vra hoekom. Die ergste is, jy gaan baie keer glad nie 'n antwoord kry nie. Maar daarin lê 'n ontmoeting met God. Wanneer Job uiteindelik stoei en worstel met die gebrokenheid van hierdie wêreld, en daar 'n stukkie wantroue oor God is, waarmee is die Here besig? Dan het hy geen keuse anders as om dit na God toe te vat nie. Hy vat sy onsekerheid na die Here toe en sê, Here, wat het U gemaak? Hoekom doen U so? En in daardie worsteling met God, is daar 'n ontmoeting met God. 'n Dieper ontmoeting. 'n Verstaan van die werklikheid dat God hom vashou en dat hy veilig is in God se hand. En dis wat ons ter harte neem as ons praat oor die onsekerheid. Die feit dat ons nie alles weet nie, en oor die onsekerheid van die toekoms, oor die onsekerheid wat kom as gevolg van die chaos van die lewe in hierdie wêreld wat ons baie keer bedreig. Binne in dit lê daar 'n dieper ontmoeting met die Here. En daarom, as jy met daardie onsekerheid stoei en worstel, gaan na die Here toe. Leun in dit in, want binne in dit lê daar 'n ontmoeting. Nou het ons by die eerste preek by Josef gesê, die antwoord hiervoor, om hierdie dinge te verstaan, lê uiteindelik in Psalm 139, en daarom gaan ons weer daarna luister.
En dis regtig belangrik hierdie Psalm. Gaan lees, gaan dink 'n bietjie oor Dawid se lewe. Dis 'n opspraakwekkende lewe, nie altyd goed gegaan nie, om die waarheid te sê, baie keer baie sleg gegaan. En dan moet ons die vraag vra, as ons na hierdie Psalm luister, wat leef in Dawid se hart, wat maak dat hy hierdie gebed bid? Waar lê die knoop, die dieptepunt van hierdie Psalm? So terwyl ons luister of jy dit kan eien. Vir die koorleier van Dawid 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Een van die redes hoekom dit vir Dawid oorweldig, is Dawid ken sy eie gedagtes, en dit is nie altyd so goed nie. En dit is 'n verskriklike gedagte, om te weet, die Here weet alles wat ek dink, ook daardie goeders wat ek graag nie eens wil dink nie, maar dit is daar. En nogtans, omring hy my, omsingel hy my. En dan hoor ons vers 7, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U daar? Dan hoor God woon in die hemel, sy troon is daar, gaan ek so ver as moontlik weg van hom, daar waar hy nie moet wees nie, in die doderyk, ook daar is hy. Vlieg ek na die ooste, ou vertaling die dageraad, daar waar die son opkom, daar waar God raad gee, daar is hy. Of gaan woon ek in die verre weste, so ver as moontlik weg van waar God raad gee, dan ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Dink aan daai twee, lig en donker wat God by mekaar hou. Om die ewe vir hom, hy sien. En dan, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. Dis waar ons begin het in ons openlike verklaring. Die opspraakwekkendheid van God se mag. En wanneer Dawid oor sy lewe in hierdie wêreld dink, dan is dit 'n belangrike ding om te hoor. Daar is niks wat in sy lewe gebeur het wat die Here onkant gevang het. En sy lewensdae was opgeteken in die boek van die Here, want die Here is alwetend. Die Here het nie alles goedgekeur wat hy gedoen het nie, maar die Here het geweet wat kom. As ek hulle sou wil opnoem, hierdie magtige dade van die Here, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. As U tog maar die goddeloses uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat hulle bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Waar dink jy lê die dieptepunt in hierdie Psalm? Ek dink dit lê in vers 7. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Lees jy Dawid se lewensverhaal, dan sien jy dat daar regtig oomblikke was waar hy maar met goeie oortuiging en gesonde verstand vir die Here kon gaan wegkruip het. Want hy droog gemaak. En in daardie stoei en worsteling met homself, is dit die ding wat Dawid uiteindelik verwoord in hierdie Psalm. Is God goed? Is God 'n goeie God? Kan ek hom vertrou? Ja of nee? Nou Dawid kyk na sy eie menswees en hy worstel en hy stoei en hy kom by hierdie plek waar hy iets verstaan van hoe goed God werklik is. Dat hy ken hom en sien hom
deur en deur. En nogtans hou die Here hom vas. Selfs al is hy so opstandig en hy gaan so ver as moontlik weg van waar God hom wil hê en waar God vir hom raad gee, hou die Here hom nog steeds vas. 'n Besondere gedeelte van hierdie Psalm is daarvan vers 13 tot 18, wanneer hy hierdie wonder verwoord van God wat hom gevorm het en hom geken het nog voordat hy gemaak is. Daardie gat in ons verstaan kan maak dat wanneer ons gekonfronteer word met die stikkend van ons lewe in hierdie wêreld, dat ons by tye en plekke kom waar ons begin wonder oor God en wonder oor sy karakter. Die aangrypende ding wat Dawid besef wanneer hy met hierdie dinge stoei is, die Here dink baie langer oor hom as wat hy oor die Here dink. Dat dit 'n oomblik insink. Wanneer jy stoei en worstel oor die karakter van God, weet net dit, die Here dink baie langer oor jou as wat jy oor hom dink en wonder. Voor die grondlegging van die aarde het hy jou al uitgekies om in Jesus Christus heilig en onberispelik voor hom te lewe, geborge in 'n innige verhouding met hom te lewe. En dis daardie waarheid wat maak dat Dawid hierdie gedig kan dig, dat hy by daardie plek kan kom om te verstaan, luister, ja, ek is baie keer 'n wurm. Ek is nie altyd wie ek moet wees nie, veral nie as ek meet aan wie God hier sê, die drome wat hy oor my gedroom het, die mooi dinge wat hy oor my beplan het nie. Ek is nie altyd daar nie. Maar God is getrou binne in daardie omstandighede. En daarom, as jy gekonfronteer word met die onsekerheid van hierdie lewe en wêreld, van die dinge wat kan gebeur, wat maak dat jy uiteindelik by daardie dieptepunt kan kom, hoekom laat 'n goeie God hierdie slegte dinge toe en jy begin stoei oor die karakter van God? Hou vas. Hy dink langer oor jou as jy oor hom. Nou is die slegste plek waar jy kan uitkom as ons hierdie dinge sê, is om te sê, daarom mag jy nie twyfel nie. Daarom mag jy nie onrustig wees nie. Nou het so lekker gewees het as ons daar kon leef, maar ons kan nie. Selfs Dawid kom aan die einde van hierdie Psalm, hierdie gebed, en dan sê hy, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Vir alles wat hy weet, ja, nog steeds onrustig. En daarom, as jy gekonfronteer word met die onsekerheid van hierdie lewe en wêreld, en jy met tye wonder oor God en sy karakter, en wonder oor die toekoms, maar nie paniekerig raak nie. Gaan met dit na jou Vader toe. Hy weet wat jy dink voor jy dit dink. Hy het ruimte in sy hart, in sy teenwoordigheid, ook vir die twyfelaar. Wanneer die Romeinse offisier voor Jesus staan, met sy kind wat siek is, dan sê Jesus vir hom, vir die een wat glo, is alles moontlik. En dan sê hy, Here, ek glo, help my in my ongeloof. En dan sê Jesus vir hom, gaan huis toe, jou kind sal leef. Ons mag met ons gewonde gebrokenheid na God toe gaan. En hy sal ons welkom heet in sy teenwoordigheid. Uiteindelik bid Dawid, Here, lei my op die beproefde pad, op die goeie pad. Dis wat Job ook gehoop het. Hy het sy saak na God toe gevat, die mense rondom hom verskriklik ontstel, maar hy het geweet, God, die Here die Almagtige, sal reg laat geskied. Hy sal hom op die regte pad lei. En ek en jy mag met daardie selfde sekerheid die toekoms tegemoet gaan. Maar ek weet nie wat die onsekerheid is wat jou by tye lam lê nie. Wat die dinge is waar die chaos, die omstandighede is waar chaos, die onsekerheid van die toekoms jou bedreig nie. Maar vat dit na die Here toe. Moet dit nie wegsteek nie, leen so 'n bietjie in dit in. Want binne in dit lê daar 'n ontmoeting, 'n dieper ontmoeting met God ons Vader. Mag jy die genade hiervan innig beleef op jou pad saam met hom. Amen. Kom ons bid saam.
Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan is ons ook maar net op pad. Kinders op pad in 'n wêreld wat ons nie altyd verstaan nie. En ons word gekonfronteer met dinge wat druk en seermaak en kneus. En daarom, as ons voor U rustig word, dan bid ons Vader, maak ons bewus van die teenwoordigheid, van die groot wonder, van U magtige dade, U wat ons vashou, wanneer ons naby aan U leef en probeer leef, maar selfs wanneer ons ook daardie afdraaipaadjies vat, wat ons so goed ken, dat U die een is wat ons aankeer en nader trek, dat ons met ons worstel en ons stoei na U toe kan kom, en dat U begrip het, dat U ruimte in U hart het vir ons. En daarom bid ons Vader vir elkeen hier, dat U ons in ons stoei, in ons worstel sal raak sien en sal aanneem, dat U ons sal nader trek, en dat ons mag beleef, dat ons veilig by U tuis kom. Seën ons hierin, as ons dit bid, in Jesus se naam. Amen. As ons dan hiermee gekonfronteer word, en ons wil hierdie, ook in ons gebrokenheid na die Here toe vat, hoe dan moet ons lewe, en daarvoor kry ons 'n antwoord, in 1 Tessalonisense 5. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God en Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profetiese uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. En dan baie belangrik, hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Jy mag weet, dat God wat jou deur en deur ken, vat jou aan die hand pad langs. Jy mag jou stoei maar na hom toe vat. Hy sal jou bewaar na liggaam, siel en gees op so 'n manier dat jy onberispelik sal wees wanneer Jesus Christus weer kom. En dan baie belangrik, broers, bid ook vir ons. Paulus wat hierdie groot en mooi goeders kan sê, moet uiteindelik vir die gemeente vra, maar bid ook vir ons. Gaan deur sy eie moeilikheid, gevangenis, op see 'n paar keer gewees, lyfstraf gekry, met klippe gegooi. Bid ook vir ons. Want twyfel en onsekerheid is deel van ons lewe in hierdie pakkie, in hierdie wêreld, die pakkie wat ons moet dra. En jy mag met dit na jou Vader toe gaan. Daarom, bid gedurig. Leef naby hom. Daar is plek vir jou in sy teenwoordigheid. Kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here en ons maak sy naam groot vir die wonder daarvan om in sy teenwoordigheid te mag leef, deur saam te sing van Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 10.
vra dat jy na die uitspreek van die seën net weer so oomblik sal sit. Wanneer ons die onsekerheid van die toekoms tegemoet gaan, dan mag ons dit doen met die seker wete dat God by ons is en daartoe seën hy ons. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Want die Here het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. God het dit toegelaat. Okay, so God het dit toegelaat. So hoekom nie Job se vrou ook nie? Want hy het sy vrou nodig gehad om deur daardie op te kom. Hoe weet jy sy het nie gehelp nie? Okay. So, jy sal dit nou nog leer wanneer jy trou. Ons is nou, ek en Tarina is nou 29 jaar getroud. Dis 'n uitdaging. So, my hoed af vir die ouens wat langer getroud is. Maar hier is die ding, né? Jou vrou het 'n manier om te sê wat jy dink, wat jy nogal onder die kraag kan warm maak met tye. En dis so vir man en vrou in die huwelik. As jy lank genoeg die pad saamstap, ek kan vroom voorgee, maar Tarina ken my beter. Sy weet wanneer ek besig is om te BS voor te gee. Maar ek weet ook wanneer sy besig is. So hoekom bly Job se vrou in daardie omstandighede saam met hom? Hoekom laat die Here dit toe? Want in 'n opsig sê Job se vrou die dinge wat Job mee stoei, wat hy nie wil sê nie. Is dit nie beter om God maar net te vloek en te sterf nie? Sy verwoord dit. Sy het die guts om dit te sê. Wanneer Job so 'n paar gesprekke af is, dan kom hy self daarby uit. Hy verwens die dag wat hy gebore is. Ja. Hy het sy vrou nodig gehad. Want God is op pad met hulle twee saam. Dit wat die Here saamgevoeg het met 'n rede. Okay. Nog iets? Gaaf, baie dankie. Ons het nie vanoggend tee nie, want daar was nie water toe ons begin het nie. Maar daar is blykbaar nou al water. So, ons gaan DV volgende week weer saam tee drink.